En by jou ook goed. En jy, daar sê, kom staan so nie hier so langs my, kom staan so nie hier. Ek het vir ons 'n plastiese sakkie saamgebring vanmôre. Wie gaan hom vir ons vashou? Gaan jy? Sit maar jou skoene op die grond, dan later jy op jou, hoor. Hou hom so. Nou jy moet styf vashou, ek gaan hom vol water maak, is dit reg? Okay. Goed. Styf vas, styf. Die water my gooi. Hier. Sy. Kom ons maak hom nou mooi toe. Ek wil hê jy moet vir my daar waar my duim is. Daar's ou snyf vas. Mooi, daar is hy. Dankie. Okay. Nou, wie's nog braaf? Ja, okay. So kan hy die sakkie bo jou ophou? Kan hy? Kom hou hom so. Nou hande mooi. Daar sny. Okay, kom ons kyk of ek dit nou kan doen. Jy moet dit mooi hou, staan 'n bietjie nader aan hom. Daar. Kan ek nou maar met hierdie pot met 'n gat deur hom steek? Jy seker? Kan ek maar? Jy kan sê ja of nee, hè? Kan ek maar? Okay, jy vertrou vir my, né? Okay, kom ons kyk. Hier gaan ons 1 2 3. Kyk nou. En jy het nie nat geword nie, hè? Kan jy dit glo? Hè? Dit is dwars teen dit, hè? Daar's 'n voorbeeld. Daar's hy. En daar's hy. Sien, dis hoe dit ook met die Here werk, né? Dit is ons, hierdie sakkie met die water is ek en jy. En partykeer gebeur daar seermaak goed in ons lewe en dan soos hierdie pot wat dwars deur ons steek, né? Nee, dit gebeur partykeer. Maatjie maak jou seer. Iets gebeur wat nie lekker is nie, né? Dit gebeur partykeer, né? Nou kyk, die Here beloof dat hy altyd by ons sal wees. Dat hy ons altyd sal help. Al is daar goed wat ons seermaak en selfs dwars deur ons lewe seermaak, is hy altyd daar. Niks sal met ons gebeur. Nie 'n haar van ons kop sal afval. Glo julle dit? Dink julle Jesus is so by julle ook? Ja? En julle dit onthou? Okay, pragtig. Dankie dat jy so braaf was, jong man. Wat 5? Daar sê, wat 5? En jy ook? Daar sê, dan sit maar weer daar by ma en pa. Hulle gaan graag hier sit doen, né? Is daar Sondagskool vandag? Ja. Okay, ja, hulle weet wat hulle moet doen dan. Ons sit hom net daar. Alles nat maak. Sy. Vriende, kom ons sing dan 'n volgende lied saam, dan staan as ons hom sing, mag ons omgee in liefde en so sy naam vereer. Kom ons staan, sing ons dit saam.
'n vreemde lied uit die Vlambundel, maar die woorde daarvan is vir my so treffend, mag jy omgee en lief hê en so God se beeld dan ook uitdra. Nou ons skriflesing van vanmôre, vriende, vir die wat dit graag op in hulle Bybels of selfone wil opsoek, is Matteus 6 vers 9 tot 10, en dan gaan ek ook Psalm 46 'n paar verse van lees. Maar die teks vanoggend is hierdie eerste 2 verse van die Onse Vader gebed. So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. En dan ook uit Psalm 46, die eerste 4 verse, en dan weer verse 11 tot 12. Vir die koorleier van die koragiete op die wysie van jong vroue 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid, seën. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Selah. Liewe vriende, ontwrigting is in 'n sekere sin maar deel van die lewe, is dit nie? Ons almal ken op een of ander manier 'n stuk ontwrigting in ons lewe. En dit voel vir my, as ek soms na die nuus kyk, en ek lees wat in sosiale media aan die gang is, en ek luister na die uitsprake van politieke leiers dwars oor die wêreld heen, en ek sien wat in die klimaat aan die gang is op die oomblik, die geweldige aard van die storms en vure wat uitbreek, en al daardie goed wat om ons gebeur, dan dink ek leef ons op die oomblik in 'n baie besonderse tyd van ontwrigting in ons lewens. En dis op 'n groot makro skaal, wil ek amper sê, 'n wêreldse skaal wat ons hierdie ontwrigting tans beleef. Maar ons mag dalk ook in ons eie persoonlike lewens soortgelyke ontwrigtings baie keer beleef. Die ontwrigting om af te tree byvoorbeeld. Om skielik na 30 of 40 jaar wat jy in diens was en hard gearbei het, skielik nou nie meer hoef te gaan werk nie, mag dalk 'n ontwrigting in jou lewe teweegbring. Dit mag dalk wees dat jy een of ander diagnose gekry het, wat nie vir jou lekker was en vir jou ontwrigting gebring. Of die diagnose van 'n geliefde, of die afsterwe van 'n geliefde, of 'n huwelik wat uitmekaar uitval, of dalk sommer net finansiële druk, wat so baie van ons ervaar, is dikwels tye van groot ontwrigting in ons lewens. Vraag is, hoe laat hierdie ontwrigtinge mens baie keer voel? Wat is die emosie wat baie keer met hierdie ontwrigting in ons lewens gepaard?
Ek dink die heel eerste stukkie ontwrigting wat 'n ou beleef is dat dit wat voorheen seker was, dit wat jy altyd geglo het, jy aan kan vashou en wat altyd daar sal wees, dat dit onder jou uitgeruk is en dat jy eintlik nie meer lekker stewig staan in die lewe nie, dat jy nie lekker weet wat om te verwag van die lewe nie, wat om te verwag volgende met jou gaan gebeur. Dalk is daar 'n gevoel van hartseer, 'n gevoel van verlies in jou lewe, wanneer hierdie ontwrigting oor jou pad kom. 'n Mens sou ook ontwrigting kon noem verandering. En nie almal van ons beleef verandering noodwendig of ontwrigting altyd as negatief. Daar is ook die wat dit positief beleef. Wat dit amper opwindend beleef, dat hier 'n nuwe tyd in my lewe aanbreek, dat hier 'n nuwe geleenthede vir my oopgaan, dat ek met nuwe vooruitsigte kan kyk na die lewe. Hoe moet ons die ontwrigting wat ons in ons wêreld beleef, in ons eie lewens beleef, in ons kerk beleef, ek het daar ene vergeet, in julle gemeente met die Pieterse weg. Hoe moet 'n mens hierdie ontwrigting beoordeel? Is dit goed of is dit sleg? Is dit net goed of is dit net sleg? Soos ek net nou gesê het, meeste mense sal waarskynlik vir jou sê, hulle is ongemaklik met verandering. Hulle hou nie daarvan. Dit neem hulle uit hulle gemaksone uit weg wat vir hulle bekend is na die onbekende toe. Dit laat hulle ongemaklik voel in hulle self en met hulle self. En tog is daar net een konstante, een onveranderlike, wil ek amper sê, liewe vriend. En dit is dat daar altyd verandering sal wees. Kom ons kyk so net vir 'n interessantheid. Die aarde draai, dis oggend, dit is môre, en is aand. Dit is somer en is herfs en is winter en dit is somer. Dit is opstaan, aantrek, dis alles verandering. Dit is gebore word, dit is groot word, dit is oud word, dit is sterf. Die lewe word geken deur verandering. So die enigste werklike konstante, onveranderlike is lyk vir my die feit dat daar voortdurend verandering is. Toe God die wêreld geskep het, word daar 'n Hebreëse woord vir skep gebruik wat eintlik die volgende beteken. Wat beteken letterlik om alreeds besig te wees om te skep en nog steeds skepend te wees. So in hierdie woordjie van skep, of ons sou dit ook met verander kon vertaal as ons wou, sien ons alreeds iets van 'n voortdurendheid, 'n aanhoudendheid wat daarmee saamgaan. Gustav Gous, een van die ouens wat ons dikwels op die radio hoor, veral op 'n Sondag aand, sal 'n ou van in die godsdienstpraatjies van hom hoor. Hy sê verandering is nie deel van die lewe nie. Hy sê verandering is die lewe. Kan maak wat ons wil, dit is die lewe.
Ons kan daarop reken, ons kan daarop staat maak. Elke dag van my lewe gaan bestaan uit verander. So julle vir my sê, maar wat het dit nou met die Onse Vader gebed en die eerste 3 bedes te doen, wat ons gelees het van hom? Ons sou dit dalk nog kon in verband bring met Psalm 46, maar liewe vriende, die Onse Vader gebed, elke keer wanneer ons hierdie gebed bid, is dit eintlik 'n gebed waar ons vir die Here ten diepste kom vra vir verandering. En wat ons bid is uiteindelik 'n roerende en 'n diep verandering in ons eie persoonlike en kerklike lewe uiteindelik. Kom ons kyk gou na die eerste 3 bedes. Die eerste ene is, laat u naam geheilig word. Dit veronderstel dat daar dalk 'n tyd in ons lewe is, of in ander se lewens is, waar God se naam nie geheilig is. Waar mense op 'n manier teenoor God optree, ek dalk self so teenoor God optree dat ek eintlik sy naam deur die modder sien. En in daai eerste bede kom vra ons as ware vir God, kom verander hierdie gesindheid wat in my leef, waarin ek u beeld in hierdie wêreld skade doen, u naam in hierdie wêreld skade doen. Kom verander my sodat ek u naam kan heilig. Die volgende bede is, laat u koninkryk kom. Wat hierdie keer die veronderstelling het, dat die koninkryk in 'n sekere sin nog nie hier is. Laat dit kom. Ons bid uit as ware dat dit wat ons nou ken, die realiteit wat ons nou ervaar en beleef, dat God hierdie realiteit moet kom verander deur sy koninkryk hier te laat kom. Die derde bede is vir my amper die moeilikste een om te bid. En dalk die gevaarlikste een om te bid. Laat u wil geskied hier op aarde soos in die hemel. En heel baie mooi gedink, wat bid ons wanneer ons hierdie bede bid? Laat u wil geskied. Kom ons staan net vir 'n oomblik daar by stil, u wil. Nie my wil. Die vorige bede, nie my koninkryk nie, u koninkryk. Nie my naam nie, u naam. Hierdie derde bede vra as ware, laat u wil geskied. Hier op aarde, soos in die hemel. Daar waar God se wil op 'n volmaakte, amper onbeskryflike manier gebeur, bid ons nou hierdie bede, Here, laat daardie wil van iets soos dit daar gebeur, hier op aarde, hier waar ek woon en werk en speel, laat dit hier ook gebeur. Hierdie eerste 3 bedes, liewe vriende, wat ons so maklik bid, wat amper net sommer van ons tonge afrol, soos rondgelekte lekkertjies, is eintlik bedes vir radikale verandering. Vir radikale verandering. Vir verandering waarin dit nie meer my naam is, maar God se naam is. Verandering waarin dit nie oor my koninkryk gaan en wat ek bereik op aarde nie,
maar waar dit gaan oor God en sy koning. Waar dit nie gaan oor my wil, maar oor God se wil. Ek wil 'n paar opmerkings net maak oor die woordjie koninkryk, want ek dink dit is belangrik dat ons dit reg verstaan. Ons leef in 'n demokratiese wêreld waar ons elke nou en dan na 'n stembus toe gaan en by wyse van 'n kruisie vir iemand aanwys om ons te verteenwoordig. Maar in die ou dae was daar konings en vorste en heers en onderdaan. En die koning het met 'n absolute hand regeer. Jy het uitgevoer wat die koning beveel het. Jy het gedoen wat die koning vra. En in 'n sekere sin het ons nie meer hierdie prentjie in ons koppe nie. En die klem begin val op ons. Op wat vir ons belangrik is, ons regte, ons menseregte. Maar in 'n koninkryk het dit gegaan oor die koning se wil, oor die koning se naam, oor sy ryk. Bybelse sproke moet ons vir mekaar sê, ons moet oppas om die koninkryk van God alleen en net gelyk te stel met die kerk van die Here Jesus hier op aarde. Die koninkryk van God is nie net die kerk, dis nie net hierdie gemeente nie, dis nie eers al die gemeentes wat die naam van die Here Jesus bely in die wêreld saam alleen. Ons moet ook vir mekaar sê, die koninkryk is nie so sigbaar soos wat 'n sekere land op 'n landkaart is nie. Ek kan nie met my vinger gaan druk op 'n landkaart en sê, hier is die koninkryk van God. Ons sal ook vir mekaar moet sê, as ons net hierdie bede alleen al ernstig opneem, dat die koninkryk komend is, dat hy nog nie volledig hier is. Maar ons moet ook aan die ander kant sal ons net nou sien, wanneer ons uit 'n teks uit Markus hoor dat die koninkryk ook alreeds gekom het, dat hy alreeds hier is. En ons sal ook weet dat Jesus gesê het, hy kom eendag weer om uiteindelik sy koninkryk hier op aarde finaal en in al sy glorie te kom vestig. Die koninkryk is waar ek en jy, jou vriend, in die breedste sin daarvan verstaan, die absolute heerskappy en gesag van God oor ons lewens aanvaar en net God se wil doen. Daar breek die koninkryk hier. Daar kom die koninkryk en is die koninkryk aan die heeltyd aan die kom uiteindelik. Jesus het in Markus 1 vers 15, as hy sy heel eerste preeklewe, sy intree preeklewe in Markus, het hy gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby. Julle mooi gehoor? Die tyd het aangebreek en die koninkryk, daar waar God absoluut heers, daar waar God absolute gesag uitoefen, daar waar ons in ons lewens hierdie heerskappy en absolute gesag aanvaar en net God se wil doen, daardie realiteit het gekom. En het gekom, het dit naby gekom. En dan voeg Jesus 'n tweede sinnetjie by in hierdie vers as hy sê, bekeer julle en glo in die evangelie.
daar kry ons weer verandering. 'n stuk ontwrigting. Wat 'n groter ontwrigting was daar nie in hierdie wêreld, toe God in die lyf van Jesus Christus na hierdie wêreld gekom het, en aan 'n kruis kom sterf het en opgestaan het uit die dood. Dit was so 'n geweldige ontwrigting, dat ons tot die kalender wat ons volg, voor Christus en na Christus sien. Dit was so 'n groot ontwrigting, dat daar dwars oor die ganse aardbol gemeentes ontstaan het, mense tot geloof gekom het, mense verander het. Dit was 'n reuse ontwrigting gewees. Toe die koninkryk van God naby. Ons hoor dit in Jesus se woorde, hy al die gelykenisse en ons sien dit in al die wonderverhale wat hy vertel. Die kerk van die Here Jesus, ek en jy, hoop ek het nou al gehoor, staan in diens van die koninkryk van God. Ek en jy verteenwoordig die koninkryk. Hierdie absolute heerskappy, hierdie absolute gesag in ons lewens verteenwoordig ek en jy as die kerk in hierdie wêreld. Bekering, die verandering van my hele lewe, is die resultaat daarvan dat die koninkryk gekom het, dat die koninkryk aangebreek het. Die koninkryk is mense wat binne God se wil tot God se eer doen, te midde van die gewone wêreld waar ek en jy woon, werk, speel. Dis nie noodwendig 'n sigbare plek waarop ek my vinger kan lê nie, maar vriende, dis 'n groeiende werk. Dit mag dalk nie altyd so lyk. Ons sal dikwels ons kyk in kerkgeboue soos hierdie op 'n Sondag en sê, 40, 50 jaar terug moes ons stoele indra en kyk nou. Hoe is dit dan 'n groeiende werklikheid, die koninkryk van God? En dit is op 'n vreemde manier binne God se werklikheid en realiteit is. In Lukas 17 vers 20 en 21 word die koninkryk vergelyk met die van 'n klein ou saadjie. 'n Saadjie wat in die grond geplant word en wat groei en 'n groot en 'n sterk boom word, en in die gelykenis vertel Jesus dan hierdie boom bied dan uiteindelik skuilings vir die voëls. Dis 'n skuilplek. Dis 'n skuilplek, 'n woonplek vir die wat aan God behoort. Maar hierdie boom dra ook vrug. Daai vrug het verskillende skakerings. Ons sou kon sê dis die 10 gebooie. Ons sou kon sê dis die vrug van die Gees. Ons sou almal reg wees. Maar iemand stel dit so mooi in Engels as hy sê, God's glory, God se vrug in hierdie boom, God's glory is a human being fully alive. Die vrug van hierdie klein saadjie wat hierdie groot boom word wat skuilings bied, die vrug daarvan is mense wat in volle begin lewe. Die lewe in oorvloed
begin gebeur. In Matteus 6:33 word daar vir ons vertel dat hierdie koninkryk bo enige iets anders in hierdie wêreld nagejaag moet word. Trouwens, Jesus gaan 'n stuk verder en hy sê, as julle hierdie koninkryk so najaag en God se geregtigheid so najaag, dan sal God sorg vir al die ander dinge. Jy hoef nie eers bekommerd te wees oor die dag van môre nie. Hy sal sorg. Waarvan Jesus hier praat, wanneer hy sê ons moet die koninkryk najag, is dit 'n oproep, liewe vriende, dat ons lewens sal verander, dat ons God se absolute heerskappy en wil van ons lewens albei hande sal aangaan en hom sal vertrou met alles. Dis amper soos in die bergpredikasie, as in hoofstuk 5 vers 3 waar Jesus sê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle sal die koninkryk van die hemel behoort. Afhanklik, ondergestel aan God. Die koninkryk is 'n verrassende plek, waar ons elke dag nuwe ontdekkings maak. Dis 'n onvoorspelbare plek. Ons kan nie eintlik sê hoe dit volgende gaan uitdraai nie. Dis 'n vreemde plek. Ons is nie altyd gemaklik binne die koninkryk. Ons is dikwels meer gemaklik in die wêreld daar buite. Dis selfs partykeer 'n skokkende plek as ons Jesus aan die kruis sien en hy sterf. Dan is dit skokkend. Dis nie altyd 'n gemaklike plek nie. Want die koninkryk van God haal my uit my gemaksone en sit my in sy koninkryk waar hy my wil hê en hy gebruik my daar. Aandring of ontwrigting, vriende, het dikwels 'n verlies wat ons beleef. Daar kom baie keer twyfel in ons harte, is ons nou op die regte pad of is ons nie? Dit bring baie keer ongemak en onrustigheid selfs binne in ons. Maar as ons deur hierdie verlies en twyfel en ongemak, dan ontdek ons weer opnuut iets nuut in God se koninkryk. Skielik begin die lewe sin maak, kry dit betekenis en val alles in plek uiteindelik. Ons leef, vriende, in 'n ontwrigtende wêreld. Ekonomies, wat die klimaat betref, wat ons land betref, wat die politiek betref, wat die kerk betref. Ons eerste insting, wanneer ontwrigting vir ons pad kom, wanneer hierdie diep veranderinge om ons gebeur, is om 'n teen te werk, dit te probeer stop, te probeer keer dat dit gebeur. Nie alles in ontwrigtende tye is egter negatief. Dink net daaraan. As dit nie was vir 'n Martin Luther wat in die Rooms-Katolieke Kerk opgestaan het en gesê het tot hiertoe en nie verder wat die Rooms-Katolieke se dwaalleer betref nie, en die ontwrigting wat dit gebring het nie, sou die kerk van die Here Jesus dalk nou nog in die donker eeu gestaan. As dit nie was vir die internet nie, sou ons nog steeds briefies geskryf het en in 'n koevertjie gesit en 'n seeltjie opgeplak het en gehoop het dit kom aan die ander kant van die wêreld 4 maande later. Dis 'n ontwrigting, maar dis nie altyd negatief. Daar is ook iets positief daaraan. Die ding is, ons kyk baie keer net hier deur die gleufie van verandering en ons sien net daai klein stukkie daar voor ons.
Terwyl ons God se groter prentjie nie raak sien. God wat die groter prentjie raak sien, is besig om alles gereed te kry sodat hy weer kan terugkeer na hierdie wêreld. Al die ontwrigtings in die samelewing en in die ekonomie en waar dit ook al mag wees, is alles binne God se raadsplan, God se manier om uiteindelik die tyd gereed te kry, sodat hy weer kan kom. Dit is nie altyd duidelik en sigbaar, wanneer ek in die ontwrigting is, wat die betekenis van die ontwrigting is, en hoe ek daarop moet reageer. Maar, dis nie altyd net sleg. Psalm 24 vertel van die aarde wat skud en berge wat in die see wil verdwyn. Maar hoor dan wat sê die psalmdigter in vers 11 en 12, as hy sê, bedaar en erken dat ek God is. Hoog oor die nasies, hoog oor die aarde, hoog bo al die ontwrigting wat om ons aangaan, wil ek eintlik sien. Die Here, die Almagtige, is by ons. En die God van Jakob is vir ons se beskik. Laaste opmerking, hy gebruik die God van Jakob is vir ons se beskik. En hy sê nie die God van Abraham. En sien, Jakob was eintlik die swakkeling. Jakob se naam beteken dan selfs bedrieger. Jakob het altyd sy eie kop gevolg. Jakob was 'n swakkeling. So in hierdie Psalm kom sê die digter vir ons, die Here, die Almagtige is by ons. Die God van die swakkeling is vir ons 'n beskik. Plek waar ons skuiling kan vind soos die voëls en die groot boom van ons koninkryk. Mag ons in hierdie tyd van ontwrigting, vriend, tot die besef kom dat God die Here is. Hy regeer. Hy regeer. Mag ons lewens ten volle aan sy gesag, sy wil vir ons bestaan gee. Here, ons leef in 'n ontwrigtende tyd, in 'n wêreld wat vol onsekerhede is. Ons leef in 'n kerk, Here, wat vol onsekerhede is. Ons leef in gemeentes wat vol onsekerhede is. Ja, en dit mag so wees dat die enigste veranderlike is dat alles gaan verander. Maar daar is nog 'n onveranderlike. Dit is dat U die Here is. Dat U God is. Dat U die Here is. Ook in hierdie ontwrigtende tyd van ons lewe. Laat U koninkryk kom. Laat U naam geheilig. Laat U wil geskied, Here, hier in my lewe. Net U wil in ook geskied. Amen. Word die dankoffer by die Here opgeneem of by die Here? Ons staan en dan sluit ons af met die volgende lied en dan sal ek die seën daarna uitspreek. My hand
Geliefdes, ontvang die seën van die Here, gaan met sy vrede hier vandaan.